Die redakteur het in sy meesterlike alwysheid besluit om die job vir jou terug te gee. Waarom weet geen mens nie, maar jy begin maandag in die algemene kantoor. Ons gaan 'n spesiale ondersoekspan saamstel om Dressler te ondersoek. Ek, jy, Marina, iemand van die misdaaddesk, iemand van sakeredaksie en wie ons ook al mag nodig hê. Die laaste ding wat ek nodig het is 'n emosionele vrou op 'n moeilike job. In elk geval, haar net is beperk. Jy kan haar byvoorbeeld nie stuur om met Dressler te gaan gesels nie. Hoekom nie? Dis presies wat ek wil doen. Ek probeer my lewe normaliseer. Ek probeer vorentoe kyk en sin vind in my bestaan. Ek gaan my nie verstrik in 'n verlede wat ek nie kan verander nie. As jy vir die koerant werk, doen jy wat ek vir jou sê, verstaan jy? 'n Ondersoek na Dressler is 'n opdrag. As jy nie daarvan hou nie, kan jy jou bedanking gaan uitskryf. Jy moet sê as jy 'n job soek. Vroueblad soek iemand wat weet wat vroue wil hê. Is dit op my gemak, Gerber? Ag, Poppie, klim af van jou perdjie af. Bedoel jy dit? Ek bedoel van die werk. Stel jy belang? Ja, ek stel belang. Maar het Henry die afgelope 3 naweke nie gaan sien nie. Hoekom nie? Ek het nie kinders se verwyte nodig nie. Maar ek is maar se kind. Praat met my. Wat's aan die gang? Daar's weer 'n man in my lewe. Hy's wonderlik. Hy wil met my trou. Dis net. Hy kan klein Henry nie verdra nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek is 48 jaar oud, my kind. My hele lewe was 'n gemors. En nou kry ek weer die kans om 'n bietjie gelukkig te wees. Ek weet dis 'n onmoontlike situasie, maar 'n mens hoop maar altyd. As die man nie vir Henry kan verdra nie, is hy maar nie werd nie. Wie is hy? Hy's 'n advokaat, miskien het jy al van hom gehoor. Fred Bouwer. Hy's 52 jaar oud, 5 jaar geskei. Maar weet mos, maar kan nooit vir Henry in die steek laat nie. Ja, maar wat moet ek doen? Wat moet ek met Henry maak? Hy's 16 jaar oud. Een van die dae gaan die inrigting hom wegstuur en wat moet ek dan met hom doen? Ek kan hom tog nie my hele lewe lank versorg nie. Jy verstaan nie hoe dit is nie. Ek is 'n gevangene in Henry se lewe. Die beste jare van my lewe. Ek wil daarom net 'n bietjie hê van wat oor is. Ek is jammer, maar ek verstaan regtig nie. Mens gooi nie sommer net 'n kind weg as hy lastig word of as daar 'n nuwe man in jou lewe kom nie. Kind is 'n verantwoordelikheid. 'n Kind vra nie om gebore te word nie. Hy het net een man net een keer in sy lewe. Henry gaan nie verstaan hoekom sy ma hom nou los vir 'n ander man nie. Ja, maar Reina. Het is maklik om sulke uitsprake te maak as jy nog jonk is. As jy nie kinders het nie. Het is maklik om regverdiger te wees as die regverdigste man in Jerusalem. Hierdie lewe maak van ons almal skuldig is. Wat weet jy van die verantwoordelikhede van moederskap? Ek weet hoe dit voel om aan die ontvangkant te wees. Jou moeilikheid was nog altyd. Jy het jou situasie deur die jare gebruik om vir jouself te sê die lewe het jou verontreg. Die lewe het jou stief behandel, die lewe skuld jou iets. Maar Reina, die lewe skuld jou niks nie. Nie 'n bestaan nie, nie simpatie nie, nie liefde nie. Ek gee jou die reg om jou vinger in ander mense se oë te steek en straf uit te deel nie, niks nie. Ek praat nie oor myself nie, ma. Ek praat oor Henry. Hy's 'n hulpelose, gestremde kind. Hy het nie 'n saak met die lewe nie. Hy verstaan dit nie eers nie. Al wat hy verstaan is hy het 'n ma en sy laat hom in die steek. As dit is wat jy gekom het om vir my te sê,
As jy gekom het om 'n oordeel oor my uit te spreek, dan het ons niks meer vir mekaar te sê nie. Dan moet jy maar teruggaan na jou blyplek daar eenkant. Henry is nie jou kind nie. Hy's my verantwoordelikheid en ek sal vir hom sorg soos ek nog my lewe lank vir hom gesorg het. En ek gaan my nie deur jou aan bande laat lê. Ek gaan nie hierdie klein bietjie geluk wat ek mag smaak weggooi net omdat my lewe nie jou goedkeuring wegdra nie. Ek moes nooit hiernatoe gekom het nie. Ek is jammer ek het 'n ma se lewe ingemeng. Maar Reina, kom sit. Ek is jammer ek moes nie so met jou gepraat het nie. Dis oor ek self skuldig voel. Ag, dink jy nie ek kwel my elke nag oor die verwyte wat jy nou teen my geslinger het nie? Dink jy nie ek voel ellendig nie? Ek doen nou met Henry wat ek met jou gemaak het. Ek los hom net om my eie lewensgeluk te probeer vind. Dink jy nie ek het 'n hel van verwyte deurgegaan oor wat ek aan jou gedoen? As ek my lewe kon oorhee, as ek weer kon kies, dan sou ek by jou pa gebly het. Maak nie saak wat dit my kos nie. Ek is lief vir Henry, maar ek weet net nie wat om te doen nie. Ek verstaan dit, ma. Maar hoe gaan maar ooit van hom ontslaa raak? Die skool is besig om navraag te doen. By welsynsorganisasies, by mannekrag. Hy het geleer om dingetjies met sy hande te doen, matte te weef en so. Ergens moet daar 'n fabriek wees wat hom kan gebruik. Maar hy moenie my verbyt nie. Moenie so na my kyk nie. Ek verwyd maar nie. As ek so sonder foute was, maar ek is nie. Ek het my eie verwyte. En dis onnodig. Miskien. Maar ek sal nooit vergeet wat ek aan Neil gedoen het toe hy my nodig gehad het nie. Daar's niks wat jy kon doen om Neil te help nie. Neil se dood was my straf, maar ek weet dit. Ek het my pa weggejaag toe hy my nodig gehad het. Ek droom elke nag van hom. Ek word gestraf omdat ek genadeloos was met hom. Waar kom jy aan sulke snert? Hoe kan jy sulke motiewe voor die Here se voete lê wat nie bestaan nie? Vergeet van jou pa. Hoe kan ek? Hy leef iewers. Dalk is hy siek, dalk het hy hulp nodig. Hy weet waar om jou te kry. Hy is te trots, hy sal nooit terugkom nie. Maar Reina, daar's sekere dinge wat jy nie kan verander nie. En dit help nie jy kwel jou daaroor nie. Vergeet van hom, sê ek. Jy's beter af sonder hom. Of het jy al vergeet wat hy aan jou gedoen het? Jy het jou ook al lank genoeg gestraf oor hom. Vergeet van hom. Ek het wraak op hom geneem. Dis onsin. Wat het Neil se dood met jou pa uit te maak? Hoe weet ons hoe die Here se wee is, ma? Presies. Ma. Toe ek en Karen en Dina na die waarsegster toe is, het ons die Here geïgnoreer. En na die dag is ek weer hofmanstel toe. Sy het my aan mekaar probeer bel, sy het 'n dringende boodskap vir my gehad. En toe ek daar kom is sy dood. En nou is die onsekerheid baie keer ondraaglik. Dis die Here se manier. Die onsekerheid oor wat? Oor 'n toekoms wat mag wees? Al wat tel is nou, dis die Here se wee. Hoekom steek jy altyd jou hand so diep in eie boesem in? Hoekom trek jy al die skuld op jou af? Wat ek jou aangedoen het, wat jou pa jou aangedoen het, hoe kan dit met jou te doen hê? Wat het dit met jou te maak? En nou is jy besig om Henry ook deel van jou skuld te maak. Hoekom doen jy dit? Soek is. Nee. Dis hoe jy kies om te wees. Henry is my verantwoordelikheid. Hou op kommer oor hom. Ek sal sorg dat hy geholpe raak. Ek moes net lankal daarmee begin het. Ek sal ook probeer uitvind. Oh, dankie my kind. Ek het geweet jy sal verstaan. Mamma moet hom gaan sien. Kom ons twee gaan die naweek weg en vat ons hom saam. Ek weet nie, ek en Fred het... Kan gebeur dit, ma. 1 en 4 naweek is die minste wat ma vir Henry kan afstaan. Ek sal kyk wat ek kan doen. Ek moet ry. Als sal regkom, ma sal sien. Ek wil hier met vir Fred ontmoet. Ja, natuurlijk. Tot ziens, ma.
Totsiens, man. Hallo. Hoe het toe gegaan? Ag, okay, dankie Auntie Dot. Ja, het lijkt me, ik heb ook nog een beetje inspiratie hier zo nodig. Wat een glaasje wijn. Klink lekker. Daar's boodschappen voor jou op die telefoon. Gerber het jou gesoek en een man met de naam van Lorrie of Lauren. Gerber is 'n pyn. Ek het oor genoeg van hom gehad vir een dag. Wie's die Lorrie? Nee, ik weet niet. Hij heeft niet gesê nie. Net een nommer gelos. As jy toe by jou ma aan. Sy het 'n boyfriend. Wonderlik. Probleem is net, hy hou nie van Henry nie. Wel, wat een man gaan homself doelbewus opstal met een andere vrouw se gestremde kind. Is een groot probleem voor jou ma. Ek weet. En die las gaan nou joune word. Henry is nie las nie. Ja, misschien niet nou niet. Maar die leven stap aan. En over een jaar, 2 jaar, dan ontmoet jij daar weer iemand. En dan zit je met diezelfde problemen als wat jouw ma nou heeft. Ek wil op die oomblik nie eens daaraan dink nie. Jy sal, later. En buitendien gehaal jy elke naweek vir Henry. Hy is 'n vermoeiende kind. Jy gaan moeg word vir hom en dan gaan jy verskonings uitdink om naweke oor te slaan. En soos ek vir jou ken, gaan jou gewete jou begin pla. En dan gaan jy weer maak asof hy ook, en sy bestaan ook, jou skuld is. Ek weet Auntie Dot. Gaan antwoord jy, stap weer Gerber. Marina McDonald. Kry jy nie jou boodskap aan die poppie? Ek het nou eers hier ingestap. Jy het môreoggend 9:00 'n afspraak met Alwyn Dressler by sy huis. Ek het nie met koppe bymekaar sit. Kan jy net kom? Waar is hy na toe? Kry skryf ding of verduidelik ek jou is by my huis. Gee om as ek eers eet. Ek wil nie weet mense wat deur sulke emosionele trauma gaan eet ook nie. Ag Gerber, gaan verdrink jouself in jou badwater. Asseblief. Okay, skryf. Kom aan, Poppy, is laat. Oor die Tiger, ek dink jy moet gaan bad en jou pyjamas gaan aantrek, hoor. Ek wil nie bad nie. Luister, jy doen presies wat ek vir jou sê of ek gaan bel die bogeyman om jou te kom haal. Wie's dit? O, dis sommer 'n heks wat daar by die koerant werk. Baie onopvoedkundig en 'n sielkundig krimineel. Wat? Om 'n kind met die bogeyman bang te maak. Oh, wel, dit help, is al wat tel. Wil jy koffie hê of 'n dop of iets? Nee, dankie. So jy het 'n afspraak met Dressler gekry. Ja, Karen Hatang ken toevallig die man en sy privaat telefoonnommer, sy het sommer gebel. Ou vriende. Moenie teef nie, Poppy. Ek het die nait in jou oog gesien toe ek vanoggend vir haar job aangebied het. Ek dink aan julle is vriende. Het sy die job gekry? Ek dink so, ja. Gekose moet nog net okay, maar hy sal. Hy vertrou my oordeel. As redakteur van die Vroueblad. Dit is eintlik jou besigheid nie, maar nee. Ek word nie so weggevoer deur my klere nie. Ek dink ek sou nou daai koffie drink, dankie. Ja, kom. Bring sommer saam dan. Helaas. Hoekom kry jy nie bediende nie? Ek haat bediendes. Hulle steek al ewige mense goed weg. Ek het nie geweet jy het 'n dogtertjie nie, om te dink jy het ook familie. Is amper te aards om waar te wees. Niemand is perfek nie.
Waar is die ma? Poppy, ek vra jou nie jou privaat besigheid nie. Hoe drink jy jou koffie? Net so. Wanneer laas het jy dit gewas? Ek was nie goed nie, ek koop nuus. Kom my. Gerber? Yes. Maar jy is die hoofsap, Koller. Hoekom bel jy my oor sulke drek? Maak dit vir 'n voorblad. Koppel dit aan Dressler, iets soos nog 'n moord met 'n vraagteken. Poppy, dis my huis. Moet asseblief nie inmeng nie. Bring vir my 'n skoon vatdoek. Daar is nie skoonus nie. Bring 'n nuwe een. Jy behoort jy te skaam dat jy 'n dogtertjie in so 'n varkhok grootmaak. Ek leer haar van die lewe. Alles is nie mooi skoon en reguit en enkelvoudig nie. Die lewe is mossig. En nou leer jy haar die skadukant eerste. Presies. As sy nie swart ken nie, hoe sal sy wit en blou en geel kan waardeer? Jou opvoedkundige filosofie is verstommend. Wens jy vir die skottel goed los? Jy is hier om te kom luister wat ek vir jou te sê het oor die Dressler onderhoud. Ek sê doof, hy is net... Ek dink ek's reg om die man in die gesig te kyk nie. Hy gaan die afkeer en die haat in my oë sien. Hy sal nie. Jy is volwasse en professioneel genoeg om 'n ordentlike job te doen. Hoekom dink jy hy het ingestem om my te sien? Wat staan vir hom? Common sense. Is beter dat hy jou sien en jou probeer paai as dat hy jou nie sien en jy belaster hom byvoorblad, okay? Ek's bang vir die man. Hoe aards tog. Kos gaan werk. Okay, hy gaan jou probeer bulldoze met sy charme. Hy gaan jou vrae ontwyk. Hy gaan onskuldig pleit. So maak seker dat jou vrae pertinent is en maak seker dat hy dit op die man af antwoord. Goed, skryf vraag nommer 1. U is bewus daarvan dat daar 'n ondersoek aan die gang was na u beïnvloeding van mense in hoë kringe. Mevrou McDonald, ek weet nie wat Nuusblad se motief was om jou hiernatoe te stuur nie. Maar hierdie onderhoud is vir my so onaangenaam as wat dit seker vir jou is. Kan u asseblief by die vrae bepaal? Ja, ek was ten volle bewus van die ondersoek en ek het ten volle met jou man saamgewerk. Waar is die verslag? Hoe moet ek weet? Ek het dit nooit gehad nie, ek het dit nooit gesien nie. Ek weet nie eers of jou man dit ooit voltooi het nie. Maar u weet wat dit bevat het, min of meer. Ek weet wat die aantuigings teen my was. Ja. Maar geen een van daardie aantuigings is ooit gesubstansieer nie. Weet u wie almal voor hom getuig het? Mevrou McDonald, jy was met die man getroud, so jy weet sekerlik baie beter as ek wat in daai verslag staan. Jy dink ek het dit. Ek dink weer, jy het dit. Nee. Hoekom sou ek dit van die polisie weerhou? Want as daar mense geïnkrimineer is, dan is dit ongemaklik naby aan jou, is dit nie? Hoe bedoel u? Tom McDonald, jou skompa, Neil self, mense in baie hoë posisies. Ek verstaan nie. Jy verstaan niks. Hoekom stuur die koerant so 'n mens hier na my toe? Antwoord vir my die vraag. Moet asseblief nie vir my vra nie, vra die redakteur. Ek sal. Want julle is blykbaar besig om met 'n vete teen my te begin. Wat is julle motief? Wat probeer julle sê? Dat ek agter Neil McDonald se dood sit, dat ek agter Grinling se dood sit? Mevrou, my prokureur kyk op die oomblik na daardie berigte en ons sal later vandag besluit of ons die koerant gaan dagvaar vir laster. Maar julle insinueer mos nou dat ek nie net korrup is nie, maar ook 'n moordenaar. En julle sal dit berou. Wat het u bedoel toe u gesê het Tom McDonald word geïnkrimineer? Want mevrou, daar is aantuigings teen hom en teen Neil gemaak dat hulle geld by my gevat het.
Daar is ook aantuigings teen die hoogste mense in die weermag. Jou man was 'n baie ongewilde persoon, mevrou. Daar was 'n dosyn mense wat hom dood wou sien. En 'n party van hulle was in 'n posisie om dit te reël. So 'n ongeluk. En hulle het die instrumente gehad om dit te doen. Bedoel jy militêre inligting? Ek kan geen aantekenings maak nie. Al wat ek vir jou wil sê is, mevroukie, los hierdie storie uit, want jy gaan seer kry. Is dit 'n dreigement? Dis baie goeie advies. Luister daarna. So, jy beweer dat dit mense in die weermag is wat Niels se dood veroorsaak het. Ek beweer niks. Ek sê net vir jou. Daar was ander mense wat 'n groter belang gehad het by die verdwyning van daardie verslag as ek. Want ek sê vir jou, as ek daardie verslag aan die hande kry, sal ek dit persoonlik aan die polisie oorhandig, want ek wil hê hulle moet die aantuigings teen my ondersoek. Ek wil 'n geleentheid hê om myself te verweer teen die vae insinuasies wat nou gemaak word dat ek nie net korrup is nie, maar ook 'n moordenaar. Verstaan jy dit nie? Wie het Grundling vermoor? As ek inligting gehad het, dan sou ek dit vir die polisie gegee het. Of dink jy miskien ek sou my eie man om die lewe laat bring? Dalk het hy te veel geweet. Kyk. Ek het jou hierdie onderhoud toegestaan omdat ek gedink het jy het die reg om agterdogtig te wees oor my aandeel in die ongeluk. Ek het gedink ek kan sekere suspisies uit die weg ruim, want ek het gedink jy is 'n bona fide weduwee wat ook die reg het op sielrus. Maar ek het 'n fout gemaak. Jy het uit wraaksug hiernatoe gekom om jou man se vuil werk voort te sit. My man was nie besig met vuil werk nie. Jou man, mevrou, het geld by my gevat. Ek het die bewyse daarvoor. En sy pa het geld by my gevat, dit kan ek ook bewys. Tom McDonald was besig om my af te pers en jou man ook. As julle my in 'n hoek dryf, dan sal ek daardie bewyse uithaal en ek sal dit openbaar maak sodat die wêreld kan sien hoe korrup julle is. Daardie kreurrand om jou nek. Dit was nog 'n geskenk wat ek vir Neil gegee het. Het jy dit geweet? Het hy jou ooit gesê? Dit was 'n geskenk aan my op ons eerste huweliksherdenking. As dit jou gelukkig maak om so te dink, doen dit. Maar ek weet wat die waarheid is. En ek kan jou dit sê. Neil sou nooit 'n verslag aan die staatspresident oorhandig het wat my sou inkrimineer nie. Hy kon dit nie bekostig nie, mevrou, want jou man was tot in die diepte van sy verrotte siel 'n korrupte man. En nou moet jy my asseblief verskoon. Ek wil nog na Grundling se begrafnis toe gaan. Sy weduwee en sy kinders is in 'n verskriklike toestand en ek weet nie wat ek kan doen om hulle lot te verlig nie. So, as jy nie omgee nie. Mevrou. Onthou wat ek jou gesê het. Jy gaan seer kry. Marina, wat maak jy? Dis maar baie besig.
Nee, ek is net besig om met die lys op te maak. Wil jy saam met my stap? Ek was nou net by Dressler. Wat het maar van Neil gedink toe hy nog geleef het? Wat het ek van Neil gedink? Ek het baie van hom gehou, jy weet dit tog. Dink maar Neil was korrup. Is dit wat Dressler sê? Ja. Hy sal enigiets sê om sy skuld voor iemand anders se deur te lê. Jy durf jou nie aan hom steur nie. Maar dink maar hy was korrup. Dink maar Neil het die hele tyd vir my gelieg. Twyfel jy nou weer oor? Ja. Wat het Dressler gesê? Hy het gesê Neil is tot in die diepte van sy verrotte siel 'n korrupte mens. Wat stuur jy aan die man? Dressler is verrot. Hy is korrup. Maar sê nou hy praat die waarheid. Sê nou Neil het vir my gelieg oor Karen, oor sy pa Tom, oor Dressler. Sê nou die stories is waar. Reina, Neil is dood. Dit help nie om nou weer spooke op te jag. Maar hy was besig met 'n verslag oor Dressler. Waar is daardie verslag? Is daar ooit 'n verslag? Hy was 'n bekommerde man die laaste keer toe ek met hom gepraat het. Hy wou my die naweek kom sien. Wat is dit wat hy my wou kom vertel? Hallo Fred. Wel, as dit nou nie ma en dogter is nie, wil ek my naam nie hê nie. Fred Bouwer, my dogter Marina McDonald. Aangename kennis. Aangename kennis. Maar jy het ek al baie gehoor. Wat maak jy die tyd van die dag hier so? Jy's mos gewoonlik in die hof. O, ek het 'n ding kom oplees. Ek soek na 'n boek. Kom ek op 'n ongeleentheid? Nee, ek sou pad. Verskoon my. Marina. Nee, maar ek moet terug aan kantoor toe. Ek skat het my nou net op my plek gesit. Nee. Ons het net gepraat oor sy's bekommerd oor iets. Maar het ek mos op 'n ongeleentheid gekom. Dit is mos nou nie jou skuld nie. Jy kan dit mos nou nie voorsien. Ja. Ek merk jy het maar min sukses met kinders. Wat 'n boek soek jy? Gerber. En wat sê Marina nou al die jaar afgehaal het van die vroueblad? Sy het nie veel te sê gehad nie, meneer. Dink sy het genoeg gehad van lipstiffies, vroueklere en resepte. Ek dink sy is bly om terug te wees op harde nuusbied. Maar ek wil haar sien sodra sy terugkom. Ja, meneer. Gerber, jy is ons nou besig om vir my probleme te maak. Dit moet mos 'n eislike vernedering vir Marina wees as die hele redaksie weet sy's gedemoveer en Christine Brewer word ingebring om 'n job te doen. Die lewe is nie 'n merry-go-round nie, meneer. En hierdie nuwe meisiekind, die Karen Hatting, het ons haar regtig nodig. Die vroueblad moet meer doen oor modes, meneer. Dis al wat 'n vrou se koppe aangaan, is rokke en resepte. Weekly doen modes, ons moet ook. Ja, gebruik haar dan as 'n stringer. As ons die werk ordentlik gedoen wil hê, dan moet ons haar voltyds in diens neem. Stringers beteken niks. Jy gebruik haar as 'n stringer of glad nie. Hierdie koerant het nie geld om elke jaar rap as die maat aan te stel in die redaksie nie. Want ek sweer sy kan nie eens 'n behoorlike brief vir haar ma skryf nie. Sy het al vir ons geskryf, maar as meneer sou sê, okay, dan sê hy stringer. Gerber, ons prokureur soos 'n bietjie senuweeagtig oor hierdie berig. Prokureurs sien weer agtige mense, meneer. As het van hulle afgehang het, was daar nie sulke lastige goed soos koerante nie. Jy moet kontak met my hou oor die Dressler storie. Wat sê Winkler? Hy sien die staatspresident oormôre. Ek sou graag wil by wees. Ja, die Dressler besigheid is 'n taksvy. Dit was 'n interne ondersoek van die party na Dressler. 'n Vertroulike ondersoek. Want die ding het die potensiaal om 'n kneuwel van 'n verleentheid vir die regering te word. As dit nie daarvoor was nie, dan sou die SP dit waarskynlik 'n geregtelike ondersoek gemaak het. Maar nou ja, ek gaan geen die regering in die verleentheid stel met stories oor korrupsie in die party nie. Aan die einde van die dag, meneer, is ons 'n koerant, nie 'n slaaf van 'n politieke party nie. As die nuus hierdie storie optel, Die nuus sal nie hierdie storie optel. Tensy een van ons manne hier begin losbekkig raak. of iemand in die parlement, of iemand by Staal, of Eksteen, die sekretaresse wat die verslag getik het. Verskom my.
Marina, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Dit was nie my te doen. Wat was nie jou te doen? Gerber het my jou pos aangebied. Ek het nee gesê. Moenie laf wees nie, man. As jy nee sê, gee hulle dit vir iemand anders. Vat dit. Maar ek dink is bitter onregverdig van Gerber om jou so te behandel. En ek het dit vir hom gesê ook. Ag man, op 'n manier is dit 'n uitkoms. So wat gaan jy nou maak? Spesiale opdragte. Dis net 'n mooi naam om dit nie te laat klink of jy jou uit jou pos geskop het. Ek sien nie in ek kom nie. Jy het die boodskap geneem, Lori. McDonald, kom. Oké, wat sê Dressler? Omtrent niks. Ontken natuurlijk alles. Sê hy sal graag die verslag openbaar wil maak sodat hy sy naam kan suiwer. En wat was sy standpunt? Dat hy saam met ons sal wil werk soos hy saam met Neil gewerk het. I wish. Ja. Hoe is jy ontvang? Hy was beleefd. Oënskynlik behulpsaam. Maar ek het niks verder gekom nie. Nee, jy aan probeer, Pop. Ek bedoel, wat is wishy-washy rapport is dit hierdie? Het jy hom saam tee gedrink en gechat oor die ou dae toe manlief nog geleef het? Siek man. Ek het probeer. Nou maar gaan skryf jou berig en bring dit hier. Ek dink nie daar is 'n berig nie. Moenie vir my snap vertel nie, man. As daar nie nuus is, ja, maak jy nuus, damn it. Wat 'n soort joernalis is jy? Ek is nie gewoond aan fiksie nie, Gerber. Nee, Poppie, jy's gewoond aan poësie. En wie weet as jy met jou gedig oor Dressler hier aankom, is daar dalk 'n job vir jou om my kombuis. Jy's mos beter met skorrelgoed as met 'n tikmasjien. Jy spreek altyd die laaste woord, né? Ja, Poppie, punchlines is my sterkpunt. Jy weet mos. Juffrou Eksteen, ek is majoor van Dijk van die polisie. Kan ek nie oomblik sien? Ja, natuurlijk, kom maar. Jy het Dr. McDonald se verslag getik. Het alweer oor die verslag. Ja, ek het nog 'n paar vrae. Majoor, jou mense het my ure lank ondervra. Ek weet ja. Ek het die rapporte gelees, maar soms sien 'n mens iets oor die hoof of jy mis dalk iets. Wat wil jy? Die mense wat voor Dr. McDonald getuienis afgelê het. Majoor, elke enkele ding wat ek kan onthou, het ek aan hulle vertel. Dit was nie veel nie. Lydia Eksteen?
Juffrou Eksteen is Marina McDonald hier, Dr. McDonald se vrou. Ja, mevrou McDonald. Ek is jammer om te pla, maar ek wou lankal met u gepraat het. Mevrou, die polisie is nou juist by my. Kan ek dit dan later terugskakel? Dit sal net 'n oomblik neem, juffrou. Ek wil net weet, die dag toe my man dood is, was hy by u voor hy lughawe toe is? Ja. Hy het die bande en die transkripsies kom haal die middag voor hy teruggevlieg het Johannesburg toe. Ja? Hallo? Hallo? Wat dink jy doen? Ek sou verkies as jy nie buitestanders se vrae antwoord nie. Maar dit was Dr. McDonald se vrou. Juis. Kan jy asseblief vir my 'n nommer toets? Ja, Kaapstad 236457. Dankie. Hier is die valkopie van die Dressler storie. Dankie. Waar is die knipsels? By Gerber. Die foon is van die mikkie af daar. O, dankie. Ek sal later weer probeer. Dankie. Ek dink nie ek sien jou weer sien nie. Goed, totsiens. Kry jy nie? Nee, ek het nou die poskantoor gebel. Hulle gaan iemand uitstuur na 'n woonstel toe. OK, Clark is op pad moord en roof toe. Dink jy moet saamgaan. Maar jy sê hulle niks van jou onderhoud met Dressler nie. Vra jy die vraag. Goed. Dan moet jy die hele dag wegbly nie. Wat sê hulle van Groenling se dood? Hulle is kwaad oor ek hulle donder gesteel het. Hulle bewag vir die volledige forensiese verslag. Nou het ek hulle hele dramatiese effek vernietig. Luister, McDonald. Jy's welkom om saam met my te kom, maar ek vra die vraag. OK? Jy's nie by die polisie geakkrediteer nie. As jy iets te vra het, sê my. En ek sal vra. Raymond Johnson, kolonel en Gert Steenekamp, kampioen. Kom Van Dijk ook naar die persbriefing toe? Van Dijk? Wie is Van Dijk? Ek is jammer vir julle nie sonde. Daar's nie veel vanmiddag nie. 'n Moord in Turfontein, 'n boemelaar. 2 van sy vriende is onder arrest. North Riding, 'n moord. 'n alleenlopende vrou op 'n plot. Die tuinhulp is in hegtenis geneem. Enige vrae? Kolonel, wat gaan julle doen om die moorde op ou mense op plotte en plase te stop? Dit is luitenant Visser se opdrag. Ek stel voor dat julle hom môreoggend daaroor vra. Hy sal vir julle help sover hy kan. Dankie. Kolonel. Ja, meneer Clark. Het is mevrou Marina McDonald, Dr. McDonald se vrou. O ja, hallo mevrou. Ek herken jou van jou foto's af. Jammer, ons twee het nog nie ontmoet nie. Aangename kennis.
Kolonel, ons wil 'n volledige round-up maak van die Dressler besigheid. Dr. McDonald se moord, die vermiste verslag, Groenling se Major, jy kan hierdie mense seker help? Goed, kolonel. Kom staan na my kantoor toe. So, wat is nuut oor McDonald se moord? Net wat jy weet, die tref en trapkar was gesteel. Hy's 'n dag later in Woodstock gevind, skoon. Geen vingerafdrukke nie, geen leidrade nie. Professionele job. En verder nog niks? Nou, daar's niks wat Dressler met die moord verbind nie, as dit is wat jy bedoel. Behalwe die vermiste verslag. Ja, maar soos meneer Dressler sê, daar's name genoem. En baie mense het 'n motief gehad om McDonald te wou dood hê. Tikster? Die mense in Dr. McDonald se verslag is nooit by name genoem nie. Mevrou Eksteen het die bande getranskribeer sonder dat sy geweet het wie daarop gepraat het. En in die verslag is hulle gekodifiseer. Dr. McDonald het 'n besonderse sin vir sekuriteit gehad. Daardie verslag is vir die staatspresident se oë alleen bedoel. En hy het nie sy tikster met sulke vuurwarm inligting vertrou nie. Net die staatspresident en Dr. McDonald sou weet na wie die kodename verwys. So, ek is jammer, maar mevrou Eksteen se inligting is nie vir ons van veel waarde nie. Maar julle kon tog sekerlik afleidings maak na wie verwys is. Ek bedoel, Dressler sou nie enigiemand omkoop nie. Ek wil nie daaroor kommentaar lewer nie, want ons werk nog aan die saak. Die ouditeur-generaal se kantoor is besig met 'n volledige ondersoek na al die staalgroep se staatskontrakte en na almal wat daarbey betrokke was. Jy kan hulle ook nader. Werk julle saam? Ons kan inligting uitruil, ja. Maar doen julle dit? Ons sal as dit nodig is. OK. Wat van Groenling? Sover ons weet, was hy alleen by die rugby. Hy het met niemand gepraat nie. Hy het 'n paar biere gedrink. Volgens die nadoetse ondersoek was dit 'n hartaanval. Maar julle wag vir 'n forensiese verslag. Hoekom? Om seker te maak dat ons niks oor die hoof sien nie, meneer Clark. Vermoed julle hy is vergiftig? Meneer Clark, op hierdie stadium ondersoek ons alle moontlikhede. Ons doen net ons job. Dis al wat ek kan sê. Goed. Dankie, meneer. Kom. OK, McDonald. Can the crap. Wat's aan die gang? Wat bedoel jy? Ek bedoel, McDonald, jy kan die polisie, die koerant en vir Dressler om die bos lê. Ek's nie 'n tarntaal nie. Jy weet wat in daardie verslag staan. So hoekom hou jy dit 'n geheim? Wie beskerm jy? Vertel my. Jy droom. Nee, ek droom nie. Hierdie fairy tale waar jy en McDonald wat besig was om te skei is eyewash. Wat 'n spel speel jy? Kyk, as ek geweet het wat staan in die verslag, as Neil met my gepraat het, sou ek die polisie gesê het. Want as er een ding is wat ek wil hê, is dit dat Dressler aan die pen ry. Wraak. Nee. Ek glo mos nie aan wraak nie. Ek lees jou gedagtes nie. Niks met dit nie. Jy weet, ek glo geen woord wat jy sê nie. Ek glo nie aan jou pretensies nie. Ek glo nie aan jou onskuld nie. Ek glo nie jou man was 'n Christelike nasionale held nie. Ek dink hy was 'n skelm. En ek glo hy en Dressler was kop in een mis. Jy was by Dressler en jy kom terug sonder 'n storie. Kom, McDonald. Wie beskerm jy? Jou ontslape eggenoot se reputasie? 'n Paar hoog op invloedryke vriende? Wie? Toe.